Shabbat Shalom, dit is Saterdagmôre en ons groet julle vandag in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. En ek het nou natuurlik iemand baie spesiaals wat hier langs my sit. Hallo my vrou. Hallo, dis lekker om hier te wees. Ja, dis 'n absolute voorreg. Ons kry nie altyd die geleentheid om same video te doen nie. So, maar ons seën julle vandag dat ons albei vandag saam die woord kan bedien. En hierdie is 'n belangrike boodskap. Hoekom is dit 'n belangrike boodskap? Dit is 'n belangrike boodskap want ek dink nie ons besef elke dag wat die koneksie is wat ons eet en ons sielsmens. Natuurlik. Nou ek en Helene gaan vandag iets aan julle kom openbaar en dis hoekom ons 'n tafel reg gesit het en ons is vandag gereed om die woord oor te dra. En ek glo en vertrou dat jy gaan iets beleef uit Vader se woord uit en iets hoor uit Vader se woord uit wat jy nog nooit gehoor het nie. Ek dink nie mense het al ooit die koneksie gemaak, die dots gekonnekt met betrekking tot kos en die siel wat ons vandag gaan hanteer. Nee, absoluut nie. Selfs ek ook nie. Toe ek hierdie bietjie aan hierdie woord gewerk het, toe besef ek eintlik die belangrikheid van wat ons eet en wat se invloed dit op ons sielsmens het. En alles kom uit Abba se woord uit en dis net absoluut wonderlik wat hy vir ons in sy woord het. Halleluja. Nou ja, dis 'n voorreg, dis vir ons lekker, ek en Helene om julle saam te bedien vandag. En ons is vandag hier op die gronde van Mikdash Benoni, hier by ons gemeente, en ons wil julle impakteer met die woord. Nou, dis belangrik om te begin by die begin. Ons begin altyd by die begin. Ons moet begin by die begin. Van Genesis en ons eindig in Openbaring. Halleluja. So ons sien in Genesis hoofstuk 2 vers 7 by die skepping van die mens. Kom praat Vader en hy praat met ons as mens in terme van kos. Nou ek lees gou vir jou Genesis hoofstuk 2 vers 7 en Elohim het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het die mens dan 'n lewende siel geword. So die Elohim het die mens geskape met die doel om heilig te wees, om hom te loof en te prys en om gehoorsaam te wees aan die Skepper. So Elohim het ons lief bo alle dinge. Absoluut. En ons moet hom lief hê ook bo alle dinge. So die mens is geskape met sy eie wil, met die vermoë om self keuses te maak en hy plaas dan die mens in die tuin van Eden. En wat gebeur in die tuin van Eden? Die oomblik toe die mens in die tuin van Eden plaas, toe kom daar nou natuurlik 'n opdrag in die tuin van Eden. Ja, die opdrag is natuurlik waar Vader vir Adam en Eva sê, julle mag nie van hierdie boom eet nie. Julle mag nie van hom eet nie. Halleluja. So van die begin af, van Genesis af, van die begin af het Vader al met die mens kom praat in terme van kos. So daar is 'n gebod wat hy opgerig het. So wie die gebod hou, bewaar sy lewe en hy wat sy wee nie ag nie, sal dan sterwe. So nou sê die woord in Genesis 2 vers 16 tot 17, hy sê, en Elohim het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wat jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So, Vader kom praat met Adam en Eva spesifiek in terme van kos. Van die kos. So, daar is 'n koneksie tussen kos en die siel, tussen kos en die feit dat ons ander lewe en of ons sterwe. So die heel eerste gebod aan die mens, was met betrekking tot kos. Met betrekking tot kos. Nou, die Hebreëse woord vir die bevel is, wat is daai woord? Vayetzaf. Vayetzaf is die Hebreëse woord vir bevel. So dis die gebod waar Elohim spesifiek 'n bevel gee aan ons as mens. En dan mitzvot is dan natuurlik die gebooie, dis die 10 gebooie wat ons vandag het. So die uitdrukking van die wil van Elohim wat insluit nie net die bevel om iets te doen nie, maar ook die morele verpligting om dit te doen. So nou kom Spreuke 19 vers 16, wie die gebod hou, bewaar sy lewe en hy wat sy wee nie ag nie, sal sterwe. Halleluja. So ons kan nou
duidelik sien dat die eerste bevel en gebod wat Elohim aan die mens gegee het, was oor kos. Wat die mens nie kan eet nie en wat hy wel mag eet. En ons moet nou hierop let, want hierdie is gegee nog voordat die koswette ingestel is. Absoluut, absoluut. So Vader het daai gebod ingestel, nog voordat hy vir ons die ander koswette gegee het. Ja. So dit is baie belangrik. Die mens is die enigste onder die lewende siele wat Jahwe geformeer het, wat 'n mitswa en 'n gebod ontvang het vir Jahwe se verwagting. Nou, Jahwe het 'n verwagting van die mens. Hy gee hierdie verbod met die verwagting dat hulle dit sal deurvoer, gehoorsaam sal wees daaraan. Maar dis Vader se verwagting met ons as mens deurlopend. Hy verwag van ons dat ons net gehoorsaam moet wees aan sy woord. Absoluut. Halleluja. Maar ons is nie altyd nie. Ons is nie, en ook nie met kos nie. En dan gaan daai skrifgedeelte kom by my op. Wees heilig, want ek is heilig. Nou Jahwe het die gebod gegee en ons moet hom eerbiedig omdat hy heilig is. Maar hier's die vraag. Is kos dan vir Vader belangrik? Absoluut. Absoluut. Die eerste gebod, die eerste verwagting wat Vader van die mens gehad het, gaan oor kos, wat hy mag eet en wat hy nie mag eet nie. Dis baie belangrik vir Jahwe. So nou kom die woord by Noag en Noag het ook nou natuurlik 'n gebod gekry en 'n verbond ontvang in terme van kos. So lees vir ons daarmee lief. Ja, want na die vloed en die brandoffer ontvang Noag 'n wayetsaf. Jahwe sê en beveel wat hulle mag eet en wat hulle nie mag eet nie. En ek haal aan in Genesis 9 vers 3 tot 4. Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Alraai, net so vinnig, net so terkant aantekening. Daar wat Vader sê, alles wat beweeg, dit beteken nou nie alle kos mag ons eet nie. Dit beteken nou nie as 'n spinnekop daar hardloop mag ek hom nou eet nie. Dis nie wat Vader bedoel daar nie. Vader het aan Noag geopenbaar wat is rein en wat is onrein. Dis hoekom daar 7 pare van die reindiere in die ark ingegaan het en 2 pare van die onrein. En toe Noag uit die ark uit gekom het, toe bring hy 'n offer van die reindiere. So hy het presies geweet wat is rein en wat is onrein. So toe Vader vir hom sê, alright, so alles wat beweeg met betrekking tot die reindiere, dit sal julle voedsel wees. En dan is daar natuurlik die verbod om nie bloed te eet nie. Absoluut. Met ander woorde, omdat die siel in die bloed is, mag ons tot vandag toe nie bloed eet nie. Daar's 'n verbod daarop. Ja. So jy mag nie rou vleis eet nie. Hy moet uitbloei. Absoluut. Ons gaan ook dan nog 'n voorbeeld in die woord is van Abraham en Sara. Abraham en Sara was baie lief om mense te voed met kos. Ja. As mense by hulle tent ingekom het, was Abraham altyd eerste om vir Sara opdrag te gee, gaan maak vir ons 'n broodjie en dan het hulle die mense so gevoed. Maar is dit nie hoe dit is in vandag se tyd nie? Wanneer daar 'n geselligheid is en wanneer familie bymekaar kom, dan gaan dit alles oor kos. Absoluut. Daar word eider vleisie gebraai of daar word 'n ete gemaak en ek onthou toe ek altyd vir my ouma gaan kuier het, my ouma en my oupa, dan was daar altyd kos voorgesit. So dis presies wat daar gebeur het met Abraham en Sara. Absoluut. Hulle was baie wat is die regte woord? Hulle was baie lief daarvoor om te sien dat mense eet. Dit was vir hulle belangrik. Want hulle het geweet hoekom hulle die kos moes voorsien en wat dit aan die siel en die liggaam doen. Ja, seker. Nog 'n voorbeeld. Isak en Rebekka. Nou, Esau het sy eersgebore reg verkoop vir kos.
is hoe hartseer is dit om te sien dat iemand sy eersgebore reg verkoop het vir kos. Maar hier is die ding. Dit het nie gegaan oor net die kos nie. Dit het nie gegaan oor die feit dat hy net dalk honger was nie, want Esau het die vermoë gehad om sy eie kos te maak. Hy kon self geëet het. Hy het. En as ons later gaan lees, het hy die opdrag gekry om kos te gaan maak voordat hy die seun kan ontvang. Maar dit het nie gegaan omdat hy honger was nie. Hy wou nie in sy posisie inkom nie. Ja. Die woord sê in Genesis 25 vers 34, en Jakob het aan Esau brood en kooksel lensie gegee, en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eersgeboortereg verag. So die siel en kos het 'n koneksie. Mense, ons wil hierdie koneksie by julle kry vandag, dat julle sal weet dat die siel en kos het 'n koneksie. So daar was nou natuurlik ook 'n verbond gewees met Abimelech, en dit het alles te paard gegaan met kos. Dit was Abraham wat 'n verbond gemaak het met Abimelech. En Genesis 26 vers 34 sê, toe berei hy vir hulle 'n maaltyd, en hulle het geëet en gedrink. So die verbond wat Abraham en Abimelech gemaak het, was bevestig gewees deur kos. Absoluut. Bevestig gewees deur kos. So Esau moes gaan jag het voordat Isak hom geseën het. So voordat hy 'n seun kon ontvang, moes Esau moes eers gaan jag het. En hier sê die woord Genesis 27, 3-4, neem dan nou tog jou wapens, jou pylkoker en jou boog en gaan uit in die veld en jag vir my 'n stuk wild en maak vir my lekker ete klaar, soos ek dit graag wil hê. Bring dit vir my om te eet, sodat my siel jou kan seën voordat ek sterwe. So hier sien ons dat Esau hierdie vermoë gehad om kos te maak. Absoluut. Esau was 'n jagter gewees en hy het die vermoë gehad. So die feit dat hy sy eersgeboortereg verkoop het, dit nie net gegaan oor kos nie. Dit het nie net gegaan omdat hy honger was nie. Dit is 'n baie dieper betekenis as dit. Maar hier sien ons dat voordat Isak 'n seun kon uitspreek, was daar eers 'n maaltyd. Absoluut. Daar was eers kos gewees, want daai koneksie word gemaak. En Vader maak daai koneksie vanaf Genesis met ons, van die begin af tot by die boek van Openbaring. So, dis baie interessante woorde wat hy gebruik. Ja, baie interessant. Hy sê, sodat my siel jou kan seën. Ja. So hier sien ons dat met die voedsel word die siel geaktiveer om dan te seën. So daar's die koneksie. Daar's die koneksie. Genesis 27 vers 25, toe sê hy, bring dit vir my nader, dat ek van die wildsvleis van my seun kan eet, sodat my siel jou kan seën. En hy het dit vir hom nader gebring, en hy het geëet, en hy het vir hom ook wyn gebring, en hy het gedrink. So daar sien ons dat voedsel en die druiwesap en die vars wyn, nou daar is tyros, dis wyn wat nie gefermenteer het nie, dis nie alkoholiese wyn nie, dis tyros. So hy het die wyn gedrink en hy het die voedsel geëet, en dit het sy siel verkoop. Hier is belangrik, Ja. dit het sy siel verkoop, dat hy kon seën. Halleluja. So die siel en kos het 'n koneksie. Die siel is die emosionele sentrum van die mens se liggaam. So wanneer die mens eet, kos inneem, word die siel ontvanklik. Absoluut. So as jy 'n harde dag gehad het en jy kom by die huis en jou vrou het vir jou 'n maaltyd voorgesit. Yes, kyk, daar's darm maar 'n koneksie wat dit maak. En veral wanneer jy saam met iemand eet. Ja. Daar's 'n koneksie, daar's 'n verbinding. Daar's 'n verbinding. So wanneer mense saam eet, is hulle gelukkig. En jy kan ook nie saam met almal eet en dit geniet nie. Kan nie saam met almal eet. Jy kan nie. So in Dis die woord leer ons, as daar twis is in die huishouding, maak nie saak wat se maaltyd jy voorsit nie. As daar twis in die huis is dit onsmaaklik. Ja, en wat gebeur? Wat gebeur as daar twis in die huis is? En dit is etenstyd. Nee, ek wil nie eet nie. Ja. Dis wat gebeur. So dis belangrik kos en die siel het 'n koneksie. Daar's 'n emosionele koneksie wat dit maak. So en nou sê 2 Tessalonisense 3 vers 10 tot 11, want ook toe ons by julle was,
het ons dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat daar sommige onder julle onordelik wandel, en dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. So hier sê die woord dat as ons nie bereid is om te funksioneer soos wat Vader wil hê ons moet funksioneer nie, dan word die voedsel van ons weerhou. Ja. En as voedsel weerhou word, dan breek dit die sielskonneksie af. Want onthou in die boek van Genesis, wat was die heel eerste ding wat Vader vir Adam gegee het om te doen, nadat hy geskape is? Die heel eerste ding wat hy vir hom gegee het om te doen, is om te werk. Ja. Hy skape vir Adam. Hy maak vir Adam, en nadat hy vir Adam gemaak het, hy het gerus op die Shabbat, en toe sê hy, right, nou moet jy werk, jy moet bewerk, jy moet bewaar, en jy moet heerskappy toepas. So, toe moes hy begin werk het. Absoluut. So, jou werk, jou arbeid wat jy het, en die siel, en kos wat jy dan kry uit die arbeid het altyd 'n koneksie. Absoluut. Altyd 'n koneksie. Nou, ons het nou gepraat van, ons kan nie saam met almal eet nie. En as ons gaan lees in 1 Korintiërs 5:11, maar nou skryf ek aan julle, om nie te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Yes, dis harde woorde, né? Dis wat die woord sê. Harde woorde. So met ander woorde, as iemand nie in lyn is met die woord van Skepper lewende God, dan beteken dit, ons kan nie saam met daai persoon eet nie. Nee. Okay, so nou gaan die helfte van ons, meer as die helfte van ons, nie meer by ons familie kan eet nie. Dis 'n nagmerrie. Want ongelukkig, dis wat die woord sê, maar wat gebeur wanneer jy in omstandighede wat nie gunstig is nie saam eet? Dis verskriklik. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker nie. Ja. En wat gebeur dan? Dan sê die man of die vrou, hoorie so, ek gaan nooit weer na jou familie toe nie. Gaan jy na hulle toe? Ek gaan nie weer daar gaan braai nie, want dis hoe hulle my hanteer. Ja. So, want om saam te eet, bring 'n koneksie. Dis hoekom wanneer ons doen dit een keer 'n maand by die gemeente. Dan bring almal 'n piknikmandjie en ons eet saam as 'n gemeente. En dan stap ons van tafel na tafel, want hierdie mense het dalk 'n lekker piknikmandjie, dan eet ons van hulle sin en dan eet ons weer van die volgende en ons eet saam. Want ons dien Jahweh saam en ons het 'n koneksie in terme van ons verbond. En wanneer ons saam eet, dan geniet ons dit natuurlik. Absoluut. En die mens is nou maar 'n sosiale wese. Ja. Wanneer daar kos is hulle gelukkig. Ja. Ons gaan aan. Ons kan nou ook gaan kyk dat Meester Yeshua se wonderwerke het ook te doen gehad met kos. Ja. Hy het die brood vermeerder. Met ander woorde, hy het eers die gees gevoed van die wat daar gesit het en toe het hy die liggaam gevoed met die vermeerdering van die brode en die visse. En dieselfde gebeur op 'n Vrydag aand se Shabbat. Op 'n Vrydag aand Shabbat, wanneer ons die brood breek en ons gooi die druiwesap en ons eet saam en ons seën mekaar. Dis so 'n blessing, dis regtig so 'n blessing. Ja, en Shabbat gaan altyd gepaard met kos. Ja. Dit is die een aand in die week wat almal bymekaar is en wat almal dan goed saam eet en lekker saam eet. Om te dink daaraan, nê, jy gaan in die rus van Jahweh in. Dis die dag wat Vader vir ons voorberei het, waar ons as ware gelowiges bymekaar kom, waar ons as ware gelowiges inbeweeg in sy rus. Dis die dag wat hy bepaal het wat vir ons 'n teken is dat ons Jahweh, ons Elohim dien in gees en in waarheid. En weet jy wat connect hy met dit? Hy connect kos. Absoluut. Selfs toe die Israeliete in die woestyn was. Toe die Israeliete in die woestyn was op die 6de dag, het hulle 'n dubbele porsie ingeneem. 'n Dubbele porsie, sodat daar genoeg was vir die Shabbat. So daai kos, die koneksie wat Vader maak met kos en op die Shabbat, beteken dit bring rus vir ons siel. Absoluut. Halleluja.
En dit gaan altyd gepaard met blydskap en vreugde. Ja. Maar nou is daar sekere voorbeelde in die woord wat ook gepaard gaan met kos. As ons kyk na Ester. En na die eet en die drink met Haman, vra die koning vir Ester, wat is jou begeerte? So na die ete ontvang sy guns. Weet jy hoekom? Want daar's 'n koneksie met Absoluut. die emosionele toestand van die mens en kos. En dan staan ook natuurlik die weduwee en Elia. Die weduwee moes vir Elia broodkoeke gemaak het met haar laaste meel voordat sy geseën word. So weer eens 'n wonderwerk met betrekking tot kos. Absoluut. En jy het nou reeds die uittog in Egipte genoem, waar die volk uitgetrek het om verlossing en slawerny te kry, nadat hulle haastig geëet het. So met Pessach, die instelling van Pessach, het 'n paard gegaan met die eet van die lam en ongesuurde brode en bitterkrye, so vrylating. Nou luister gou hier. Die verlossing en die vrylating van die volk uit Egipte uit het te maak gehad met kos. Absoluut. Hulle moes dit eet, hulle moes daai lam eet, hulle moes die bitterkrye eet en vir 3 dae lank wat hulle geloop het tot by die Rooi See, het hulle ongesuurde brode geëet. Ja. So hulle verlossing uit slawerny het te maak gehad met kos. Absoluut. En dan hierdie is baie kosbaar vir my. As ons gaan kyk na Meester Yeshua. Hy sê, as jy nie van my liggaam eet nie en van my bloed nie drink nie, het jy geen deel aan my nie. Ja, dit is harde woorde. Dis baie hard. Woorde. Nou ons weet natuurlik daar is mense wat sê ons kan nie die liggaam en die bloed van Yeshua eet nie. Ja. Hulle konnekteer kannibalisme met dit, maar mense, hierdie is 'n geestelike aspek. Hier is 'n geestelike aspek en ons sien dat van Genesis af praat Vader met ons in terme van kos en ons sielskonneksie. Absoluut. En wanneer ons simbolies die liggaam van Yeshua eet en ons drink sy bloed, dan beteken dit ons het gemeenskap met hom. Dit beteken ons maak daai koneksie met hom. Ons kom in 'n sielsverbintenis met hom. Dis waaroor dit gaan. Dis waar dit gaan. So hy maak daai aanname om te sê, hoorie so, as julle nie my liggaam eet en my bloed drink nie, want hy sê dit, my liggaam is waarlik spys. My bloed is waarlik drank. So hy verskyn aan sy disippels by die see van Tiberias en hy sê kom gee vir hy sê vir hulle kom en hulle kom sit by hom en hulle eet brood en vis by die see van Tiberias. Met ander woorde, na die opstanding roep hy hulle en hulle sit by hom en hulle eet brood en vis. Is dit nie amazing nie? Dis amazing. So alles wat Yeshua gedoen het, en as jy kyk in die woord, oralste waar hy gekom het, Ja, en alles wat hy gedoen het, en hy het gesit saam met sy disippels, was daar altyd 'n maaltyd. altyd 'n maaltyd. So die bruilofstafel van die lam praat ook van kos. Absoluut. Bruilofstafel van die lam. So Openbaring 19 vers 7 sê, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is waaragtige woorde van Elohim. So wat gebeur by 'n troue? Kyk, by 'n bruilof is daar darm nou maar vir jou kos. Daar's hoor. kos. Die tafel skreeën. Want dit is 'n blye geleentheid. Selfs as jy sien in die heel eerste wonderwerk wat Yeshua gedoen het, waar hy die water in wyn verander het, Ja, was by 'n bruilof. So Ja. hulle het geëet. So die bruilofstafel van die lam gaan te paart gaan met kos. So Vader sê vir ons uit sy woord uit dat wanneer ons saam met Yeshua gaan sit as die bruid en hy is die bruidegom, gaan ons 'n maaltyd saam met hom hê. so. En hy het beloof in die woord, toe hy praat met sy disippels, toe sê hy gaan nooit weer die vrug van die wynstok drink totdat ons almal by mekaar is by die bruilof van die lam. Absoluut. Halleluja. So, wanneer 'n huwelik bevestig word, dan eet mense nou natuurlik saam en hy berei 'n tafel voor jou aangesig vir jou teestanders.
Hier sê Psalm 23 vers 5 sê dit, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. So dit het alles te maak met kos. So wanneer jy sit by die tafel wat Vader vir jou nou natuurlik voorberei, voor die aangesig van jou teestanders, dit beteken dat hulle kan nie by jou tafel sit nie. Jy kan geniet wat by die tafel is, wat Vader vir jou voorsien, en die mense of die vyand en die teestander kan net daarna kyk, hulle kan nie by jou tafel sit nie. Halleluja. Dis amazing. So nou sien ons ook dat die feeste, al 7 die feeste, is dan natuurlik op die menorah hier agter ons sal jy sien al 7 die feeste wat opgeteken is. Dit begin nou natuurlik by Pesach, dan is dit ongesierde brode, eerste vrug Shavuot, dan is dit Yom Teruah, die blaas van die trompet, dan is dit die groot dag van versoening en dan is dit tabernakels. Nou alles het te maak met kos. Absoluut. Alles het te maak met kos, behalwe die dag van versoening, dis die een dag van al die feeste wat daar gevas word. Dis 'n vasdag. Dis 'n vasdag. Ja. Die res van die tyd gaan dit oor kos en daar word geëet. So by Yom Kippur is dit nou natuurlik 'n vasdag en ons eet nie. Sukkot is daar vrugte. Pesach is dit ongesierde brode. Eerste vrug is dit nou natuurlik die eersteling van die gerf. Dit is ook die lam wat ons eet by Pesach. En dis die bitterkrye, dis die ongesierde brood. En by Shavuot is daar suiwelprodukte wat ons nou natuurlik eet. En ja, met Sukkot het ons 'n groot feesviering. Dan eet ons en is vrugte en dit gaan lekker. So ja, dis wat gebeur met al die feeste. Nou as ons gaan kyk hier in Exodus 16 vers 3, en die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land die hand van Jahwe gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit het en volop brood geëet het. Want julle het ons in die woestyn uitgelei om hierdie vergadering van honger te laat sterwe. So die volk het eintlik vir Jahwe geterg, Ja, of toornig gemaak, oor kos. oor kos. Hoeveel bekleierery is daar oor kos? Absoluut. Yes. En ek meen, hy is die voorsiener. Maar hulle beklei oor die vleispotte van Egipte. En dan as ons bietjie verder gaan lees, het sê Moses, eet dit vandag, want dit is vandag die Sabbat van Jahwe. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. 6 dae lank moet julle insamel, maar op die 7de dag is die Sabbat, dan sal dit daar nie wees nie. Hier praat hy van die manna, wat hy vir hulle toe voorsien het, die manna en die kwartels. Waar hulle toe dan 'n dubbele porsie moes bymekaar maak. Maar daar staan ook geskrywe dat die mens van brood alleen nie lewe nie. En in Deuteronomium 6:8 vers 3, en hy het jou verontmoedig en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet wat hy aan jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens van brood nie alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van Jahwe uitgaan. Nou, die woord van Jahwe, die woorde wat Jahwe spreek, is kos vir die mens se siel. Maar dit is so. Ja. Dit is so, dit voed jou. En die oomblik as jy by die woord tyd spandeer, dan word jy gevoed, nie net geestelik nie, maar dit versterk jou in alle aspekte van jou lewe. Nou as ons die woord van Jahwe lees, dan eet ons dit. Ja. Ons eet dit en ons eet daardie woorde en ons neem dit in soos kos. Ons lewe dan van elke woord wat van sy mond uitgaan. En in Genesis 1 vers 3, en Elohim het gesê laat daar lig wees en daar was lig. Yeshua is dan natuurlik die brood van die lewe. Daar is geen twyfel daarby dat Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe nie. Hy is die brood van die ewige lewe. So as ek en jy die gawe van die ewige lewe wil beerwe, dan beteken dit ons moet eet van die brood van die ewige lewe. Dis hoekom hy gesê het, ouens, my liggaam is waarlik
spys. My bloed is waarlik drank. Want as ons sy liggaam eet en sy bloed drink, dan het ons gemeenskap met hom en ons word deel van wie hy is. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die goeie herder. Ja. Hy is die strome van lewende water. Hy is die een wat die ewige lewe vir ons kom gee. So daarom moet ons die brood van die ewige lewe in ons lewe hê. Johannes 6 vers 32-35 sê dit, en Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van Elohim is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Jahwe, gee ons altyd hierdie brood. Hoor wat antwoord hy hulle? Ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. So ek en jy kan nie Yeshua een kant toe stoot om te sê, ag, hy was maar net 'n mens, of ag, hy's maar net dit, of hy's maar net die seun van Dawid. Nee, Yeshua is die lewegewender, hy's die skepper van hemel en aarde, hy's die een wat ons die gawe van die ewige lewe gee, en hy sê, ouens, kom eet van my, sodat jy kan lewe. Halleluja, hy was 100% mens, 100% God. Nou sê hy in Johannes hoofstuk 6 vers 51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het, as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Met ander woorde, hy het sy liggaam oorgegee om op die filterpaal vir my en jou gebreek te word, en hy het gesterf vir my en jou se oorwinning, dat ons die gawe van die ewige lewe kan beerwe. Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Ek sal hom opwek in die laaste dag. So met ander woorde, as ek sy liggaam wegvat en ek vat sy bloed weg, waarmee sit ek? Met niks. Niks nie. Niks nie. Geen voeding. Geen voeding, geen ewige lewe, geen lewe buite Yeshua nie. Daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. So daarom, ons moet bly by die woord. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet het en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Halleluja. Halleluja. So kos is nou natuurlik ons voeding. Absoluut. So ek en jy gaan nie aan die lewe kan bly as ons nie eet nie. Dis noodsaaklik. Ons moet kos eet en ons moet water drink. Dit is wat ons aan die lewe hou. So daarom is Yeshua ook ons voeding. Yeshua is ons geestelike voeding. So net soos wat kos die liggaam voed, so die geestelike voedsel wat ons inneem, voed ons geestelike lewe, sodat ons kan groei, sodat ons kan sterker word, en sodat ons op die ou ende van die dag die gawe van die ewige lewe kan beerwe. Ja, net soos kos dan ons voeding is, dit voed ons liggaam, ons siel en ons gees, en ons kan hier in Matteus 26 gaan lees, terwyl hulle eet, neem Yeshua die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, nadat hy gedank het, en gee dit aan hulle en sê vir hulle, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir julle gestort word, tot vergifnis van sondes. Halleluja, kan ek gou net hier inkom? Ek wil net gou iets aan julle openbaar. Nou wat Yeshua hier sê is, hy van die brood, en hy breek dit, en hy sê, neem eet, dit is my liggaam. So met ander woorde, wanneer ek en jy by die tafel sit van Yeshua, of ons gebruik sy liggaam en sy bloed as die verbondsmaal, en ons doen dit, die woord sê vir ons in die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 11, hy sê, doen dit so dikwels as julle by mekaar kom. So wanneer ek die brood breek, en ek eet van die liggaam van Yeshua, en ek drink die druiwesap simbolies
as sy bloed. Weet jy wat gebeur? Ek sit eintlik saam met hom by die tafel as 'n maaltyd, as 'n genooide persoon, en ek het gemeenskap met hom, ek kommunikeer met hom, ek maak 'n koneksie met hom, en ek laat my siel connect met die lewende God, en ek kom in 'n gemeenskapposisie en 'n verbond met hom, deur sy liggaam en deur sy bloed. En dis wat dit bevestig. Net so het Yeshua vir ons die voorbeeld kom stel. Hy sê dit aan sy disippels. En die oomblik toe sy disippels die brood neem en die beker neem, het hulle 'n verbond gemaak met hom en hulle staan eintlik in 'n huwelik saam met hom. So dis wat gebeur. So daarom, wanneer ek en jy die verbondsmaal gebruik, en weer eens, die woord sê, so dikwels as julle bymekaar kom, Ja. dan eet ons van Yeshua. Ons het eintlik saam met hom 'n maaltyd. En dis wat dit beteken. Absoluut. En dan kan ons net sowel sê, ons is gees, siel en liggaam dan heeltemal verbind. Ja. En jy moet Jahwe met jou hele hart en met jou hele siel en alles wat in jou is, moet jy lief hê. So is kos dan vir hom belangrik. Tuurlik. As die gees en die siel verbind is, Natuurlik. en jy moet hom lief hê met jou hele hart en alles wat in jou is dit dan vir hom belangrik. Absoluut. Absoluut. Want hy sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. En dan kan ons weer teruggaan na Levitikus 23, natuurlik waar dit vir ons die koswette gee. 23 is die feeste. Die feeste. Die feeste, Levitikus 23 is die feeste, en dan met elke fees gee hy vir ons in Levitikus hoofstuk 23 wat ons daarmee doen en hoe ons moet funksioneer en wat ons moet eet. Alraai, so, nou met betrekking tot kos. Nou ons weet Vader bring die koneksie. Hy maak die koneksie met ons met betrekking tot kos. So wanneer ons eet en ons eet uit die woord uit en ons eet soos wat ons moet eet, dan is daar 'n sielsverbintenis. Nou, die duiwel is 'n nabootser. Die duiwel is 'n nabootser. Nou, net soos wat die heel eerste gebod en bevel gekom het met betrekking tot kos, so het die heel eerste aanval op die mens ook plaasgevind met betrekking tot kos. Absoluut. Die heel eerste aanval. Ja. So Vader gee die heel eerste bevel, hy maak die koneksie met kos, hy maak die koneksie met die siel en kos en dat ons sal lewe. En nou kom die duiwel en die duiwel bring ook 'n koneksie tussen dood en die kos. Bring 'n koneksie. So die heel eerste aanval van die vyand het gegaan oor kos. Oor kos. So die vyand se plan met kos, die vyand weet dat voedsel wat Vader gegee het goed is vir ons en dat ons dit nodig het vir 'n gesonde liggaam. So ons liggaam is nou natuurlik die tempel van Heilige Gees waarin Yeshua woon. So die woord sê dit 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van Heilige Gees wat in julle is, wat julle uit of van Elohim het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Nou hierdie is 'n baie belangrike gedeelte. Ons vergeet dit baie keer. Net so terloops. Jy behoort nie aan jouself nie. Nee. Jy behoort nie aan jouself nie. Hierdie liggaam, hierdie vleiskas, hierdie liggaam behoort nie aan my nie. So ek kan nie met hierdie liggaam maak wat ek wil nie. Nee, Kan nie. So ek kan ook nie eet wat ek wil. Ek kan nie in hierdie mond goed inprop wat nie in lyn is met Vader se woord, wat nie hom behaag en wat nie in terme van die koswette funksioneer nie. Want alles wat buitekant die woord funksioneer, maak ek eintlik van die tempel van Elohim, die liggaam, maak ek eintlik 'n afbreek van. Dis hoe dit is. Dis hoe dit is. So die vyand weet dat die liggaam is die tempel van Heilige Gees. So waarop gaan die vyand dan fokus? Hy fokus op ons vlees. Hy fokus op die vlees. En hoe gaan hy die vlees in die hande kry? Deur die kos. Kos. Deur kos. So nou kom ons is almal deel van die liggaam van Meester Yeshua. So met ons as ons gesonde liggaam wil funksioneer, moet ons eet soos wat Vader vir ons kom opgee in sy woord. So daarom is die vyand besig om ons voedsel te kontamineer.
Hy is, ja. Hy kontamineer ons voedsel. En die duiwel kom nou natuurlik met 'n valse leerstelling en dan gebruik hy die woord, o nee, maar ons kan nou alles eet. Ons kan ons nou alles eet. Dan dink ek so, weet jy, dit maak my partykeer geïrriteerd. As ek hoor hoe mense praat en dan gebruik hulle skrif om te sê, o nee, maar Yeshua het mos nou alles rein verklaar en ons kan mos nou alles eet. Ons moet net daaroor bid. Dink ek, weet jy, ek wil daai mense nooi vir 'n hondbraai. Ons gaan bietjie kat op die spit sit. Alraai, dis net 'n grappie, Ons sal sien of hulle dit wel eet. Maar dit maak my hartseer om te dink dat mense sê, maar ons kan mos nou alles eet. So dit gaan oor die feit dat die vyand verdraai die woord om ons liggame in die hande te kry. Want alles wat Vader gesê het is rein, dis vir jou liggaam goed. Dit wat Vader gesê het is onrein, dit is eintlik nadelig vir jou liggaam. So dit het 'n gesondheidsvoordeel of nadeel. Absoluut. Vader het dit geweet van die begin af. En hy is tog die skepper van die diere. So daarom moet ons lewe en ons liggaam in lyn met Vader se woord sit. So nou sê Spreuke 17 vers 22, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Nou hierdie is eintlik 'n siekte wat in die woord opgeteken is. Dit is eintlik 'n siekte en daardie siekte is osteoporose. Dit is die verbreeking of die verkrummeling van die gebeentes. En dit kom van 'n onvergewingsgesindheid en bitterheid. Maar jy sien, wanneer ek kan vergewe en wanneer ek kan sit saam met mense met 'n vrolike hart en ek kan saam eet met mense wat eens gesit is, dan bevorder dit die genesing van ons liggaam. Absoluut. En nou bring dit my by die volgende interessanthede. Kom ons gaan kyk bietjie, wat was Salomo se dieet? Wat het hy geëet? Brood en vleis. Okay, maar wat se brood? Ja, daardie grove meelbrood. Grove meelbrood. Nou, ongelukkig sit ons met 'n samelewing wat die kos kontamineer. Dis die vyand se plan. Hy kontamineer die kos. So alles het hormone en alles het gifstowwe en so daarom is dit belangrik om jou koskas deeglik te ondersoek en seker te maak dat jou voedsel het die regte voedingswaarde en dat jy nie voedsel sal inneem wat nadelig is vir jou liggaam nie. Want die brood van daardie tyd, die brood in die Bybelse tyd is nie die brood wat ons vandag het. Nee. Dis heeltemal anderste, maar wat ook vir my opvallend is dat die priesters is opgeteken in die woord dat het hulle ook vleis en brood geëet. Vleis en brood. Nou kom die vyand met sy intoleransies en daar word vir ons gesê dat die brood is nou ons grootste vyand en vleis is ons grootste vyand. Ja, ek moet nou gluten-free eet en ek het 'n gluten intolerance maar dis alles as gevolg van gemanipuleerde saad. Dis alles as gevolg van verkeerde stowwe wat in ons brode is. Want as jy die regte koring en die regte meel vat en jy maak brood soos wat dit in die Bybel opgeteken is, gaan jy geen neeweffek in jou liggaam hê nie. So dis belangrik om wat se brood is dit nou natuurlik? Dis ordentlike suurdeegbrood. Dis nou nie hierdie geprosesseerde brood wat jy klaar gesny, hierdie massaproduksiebrode. Dis nou nie daai tipe brood nie. Dis regte ordentlike suurdeegbrood. Ja, jy maal jou koring sodat dit meel word en jy vat jou suurdeeg. Daar's nie enige bymiddels en preserveermiddels nie en dit is dan die brood wat hulle geëet het wat ook goed is vir ons. Maar die proses van waar die koring geoes was en op die dorsvloer gelê het is ook anders as vandag, is dit nie? As vandag, heeltemal anderste. Okay. Want in daardie tyd met die wanproses,
die wanningproses waar hulle die koring sag gemaak het en van daai doppies ontslaag geraak het, waar hulle hom gewan het en gegooi het in die lug. Hulle het dit gewoonlik in die aand gedoen. Want in die aand is daar 'n koel aandwyntjie en dan waai hy al die doppies een kant toe en dan val die gesonde koringare val dan op die dorsvloer en dit is wat hulle gebruik het. En dan kom daar ook bietjie dou op dit. Ja, en omdat dit in die aand is en hulle het dit so gelos op die dorsvloer en in die oggend as hulle opstaan, dan het daar dou gevorm en dan daardie dou veroorsaak dat daai koring meer voedingswaarde het vir die mens en dat hy eintlik so effens uitswel. En dit is 'n baie gesonde toestand dan om daardie broodjie te bak dan. Ja, en vandag gebeur dit nie, want alles is massa geproduseer en die vyand weet presies waar om die mens aan te val en dit is in terme van sy liggaam. Want hy weet die koneksie wat Vader maak met ons as mens en kos. Hy weet. So selfs Melchisedek, die hoëpriester, het vir Abraham brood en wyn gebring. Ja. Yeshua verwys na sy liggaam as die brood van die lewe. Yeshua, ons hoëpriester, het brood en wyn die laaste maaltyd bedien. Hy is die brood van die lewe en wie daarvan eet sal nooit weer honger kry nie. Hy sê dit en Yeshua sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie en wie in my glo sal nooit dors kry nie. So koring en gars, ons sal sien met betrekking tot die feeste, koring en gars is baie betrokke met die feeste. So Elohim se feeste gaan gepaard met gars en koringoes. Sy koring en gars is deel van ons dieet. In die boek van Rut praat dit van die wanningsproses wat Helene nou net verduidelik het. En die leuen van die vyand is nou natuurlik om sekere goed uit te skakel en sekere goed in te neem. En baie keer praat die vyand of die mediese gee vir ons valse inligting. Die mediese gee vir ons valse inligting en daarom moet ons gaan kyk na die woord. Ons gaan kyk na die woord en ons moet die gesonde dieet moet ons handhaaf uit die woord uit. 'n Gesonde dieet vir jou liggaam en vir jou gees. Ja, en vir jou gees. Nou ons sit hier by 'n tafel en ons het 'n paar goedjies hier gedek. Want in die woord sien ons dat daar is 'n klompie maaltye wat ons nou natuurlik sien in die woord en hier het alles 'n koneksie met die woord en wat ons eet. Nou, vandag gaan ek vir jou 'n tafel dek. Right, hier's heuning. Met 'n heuning en met 'n sout. Okay. Want weet jy hoekom? Ons woorde moet met sout besprinkel wees. En die woorde wat ons van mekaar uiter, eet jy. Dit wat ek met jou gesels, neem jy op. Jy eet dit. So nou is die vraag, die tafel wat jy dek met jou woorde, is dit positief of is dit negatief? Dra dit by tot opbouing of is dit deel van die afbreek? Die woord sê baie duidelik, ons woorde moet met sout besprinkel wees. Jy sien, want hierdie bring smaak. En ons het nou natuurlik sout nodig vir ons liggaam. Ja. Dis nog 'n leuen van die vyand, hoor. Die leuen van die vyand en hy gebruik mediese. Die oomblik wanneer die bloeddruk op is, sê die dokter, o nee, weg met die sout. Dis nou bloeddrukpille. En dis 'n leuen van die vyand. Ons het sout nodig. Ons liggame het sout nodig. So hierdie bring smaak. En dan nou natuurlik die heuning. Die heuning, dis nou natuurlik verteenwoordig die woord. Want ons moet die woord eet en dit sal wees soos heuning vir ons verhemelte. So inderdaad vandag, met die sout en die heuning, moet ons eintlik gaan vergifnis vra oor die woorde wat ons geuiter het teenoor ander. En ons moet
absoluut ook gaan kyk dat ons nie meer daai negativiteit vir mekaar gee nie, want dit is nie aangenaam om dit te eet as jy nie ontvangkant is nie. Dit is so. Nou dis die een tafel en die volgende tafel is nou natuurlik die woord van Jahwe. Nou die woord van Jahwe is die woorde wat hy spreek. So Jahwe voed ons met sy geskrewe woord en met die woorde van sy mond. So ons eet eintlik sy woord op 'n daaglikse basis. Ons eet sy woord en ons het dit nou gelees in Johannes hoofstuk 6 vers 35 waar hy sê, ek is die brood van die lewe. So wanneer ek en jy die brood breek en ons eet van sy brood, die brood van die lewe, dan moet dit voeding bring in ons liggaam. Dit moet voeding bring in ons geestelike lewe. En gewoonlik op 'n Vrydag aand het ons 'n bietjie sout en botter en weet jy as jy dit nog beter smaak wil hê, 'n bietjie heuning en dan ruk jy dit deur die nek. En dan voed Vader ons natuurlik met olyfolie. Nou wat is die belangrikheid van olyfolie? Kosgewys of In alle aspekte. Want olyfolie, as jy nou gaan kyk in die boek van Sagaria, sal jy sien dat langs die menorah was daar afvoerpype en daar was olyfolie gewees wat daardie afvoerpype gevoed het. Dan die menorah agter ons het gebrand in die tabernakel. En hulle die heel eerste olywe het hulle gevat en daardie olywe wat hulle gepers het, daai heel eerste olie wat begin uitbeweeg het hulle gebruik vir die menorah. Dan is dit ook belangrik om te weet dat in die Bybelse tyd was daar boodskappers gewees. Ja. En daai boodskappers het gehardloop. Nou is daar oorlog. Nou is daar sekere dinge wat gebeur op die gevegsterrein, dan hardloop daai boodskapper hardloop na die koning toe en hy bring 'n boodskap, dan is die koning weer en hy gee weer 'n boodskap en dan hardloop daai boodskapper weer terug. En daai boodskapper hardloop partykeer baie ver. Dan het hulle olyfolie gevat vir daai boodskapper om in sy spiere, sy beenspiere in te smeer, want olyfolie is die enigste olie wat in jou spiere geabsorbeer word. En dit het hom die stamina en die deursettingsvermoë gegee, dit het die spiere geherstel om dan so te kan hardloop. Want hy was 'n langafstand atleet. Hy moes hardloop. Hy moes daai boodskap vat en hy moes met 'n spoed hardloop. Dan moes hy weer teruggaan. So en die olyfolie het 'n belangrike rol gespeel daarin. So daarom het ons die salwing van Heilige Gees nodig. En dit verteenwoordig die olyfolie, wat nou natuurlik vir ons die deursettingsvermoë gee, die stamina gee, wat ons die vermoë gee om uit te hou en aan te hou met wat ons besig is. Nou, hulle sê, dis medies bewys dat wanneer jy olyfolie drink, dan voed dit jou breinselle. Dit is voordelig, dit is medies voordelig om olyfolie te drink. Ek weet nou of jy so baie gaan drink nie, maar 'n teelepeltjie olyfolie elke dag is gesond vir jou liggaam, is gesond vir jou breinfunksie en daarom drink ons die olyfolie. OK, ek het nou nog ietsie gedek hier op die tafel. Wat het jy nog gedek? Uit waarmee Vader ons voed. Ek wil daar uitkom. Ek dink ons moet hierdie enetjie doen. Dis nou natuurlik die melk. Nou Die melk. die woord sê in Jesaja 55 vanaf vers 1, hy sê almal wat dors het, kom drink. Ander woorde, Yeshua nooi eintlik ons om te sê, kom drink, ek skink vir julle in vanuit die oorvloed van my voorsiening, van die oorvloed van my skatkamer, kom en kom drink. Kom na die water, kom koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Wyn en melk. So, Vader lei ons nou natuurlik na 'n land wat oorloop van
melk en honing. So hierdie melk gee vir ons voeding en dit bring ons by die woord. In die boek van Petrus en hy sê dit, hy sê ons moet soos pasgebore babatjies moet ons verlang na die onvervalste melk van die woord. So ons moet gevoed word uit die melk. Halleluja. Dan, as ons gevoed is met melk, kan ons nie op melk bly nie. Nee, Dan moet ons oorbeweeg na vaste Vaste spys. spys. Yes, ek wag nou al die hele dag vir hierdie vaste spys. Nou die woord sê dat vaste spys is vir die wat geestesvermoëns besit. So 'n onervare en 'n onvolwasse persoon is nog op melk. So ons begin wel op melk, maar ons moet eindig op vaste spys. So die vaste spys is vir ons so belangrik want dit bring ons in die diepte van Vader se woord. Kan nie op die melk bly nie. Ja, die woord is die brood wat ons voed, maar ons moet oorbeweeg na die vaste spys en ons moet die dik styks eet van Vader se woord. Halleluja. Terwyl jy lekker kou aan daai ene, gaan ek so lank ek gaan uitsoek. Dit bring my by die volgende. Die vrugte. Vrug van Heilige Gees. Ja, die vrug van Heilige Gees. Vader voed ons dan ook met vrugte en ons moet dan ook hierdie vrug van Heilige Gees moet deel wees van ons modering in ons daaglikse handel en wandel. Ja, maar dis ook wat die woord sê dat die wat dit gebruik, die woorde, dood en lewe lê in die mag van die tong. Wie dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. So die woorde wat ons spreek is 'n vrug. Ja. En mense eet daai vrug. Hulle eet eintlik jou woorde. So kan jy sien hoe alles 'n koneksie met wat ons eet, met die kos. Absoluut. En dan die vrug van Heilige Gees is nie vir my nie. Nee, dis vir my. Die vrug van Heilige Gees is vir ander, is vir jou. Dis vir ander, want die vrug wat ek uitdra is nie sodat ek dit moet eet nie, maar dis vir ander mense, dat ander mense daarvan kan eet. Absoluut. Die heel laaste tafel. Nee, voor jy daar kom. Ekskuus. Voor jy daar kom, het ek 'n paar saadjies wat ook in die woord voorkom. En hulle is piepklein. Hulle is piepklein. En Yeshua sê ons moet geloof hê soos 'n mosterdsaad. Ja, verseker. Om te dink dat hierdie saad raak 'n groot boom. 'n Groot boom. So mense, dis al wat ek en jy nodig het. Is net daai klein bietjie geloof. En wanneer ek en jy daai klein bietjie geloof het, dan sê die woord kan ons berge versit. Halleluja. So mag daar geloof in ons lewe wees. En dan het ons natuurlik lewende water. Lewende water. Want net soos wat ons eet, so moet ons drink ook. Hy sê ek is die lewende water. Wie van my drink, sal nooit in der ewigheid dors kry nie. Hy praat met die vrou by die fontein, by die put. En sy sê, meester, gee my van daardie water, dat ek nooit hoef dors te kry. Hy sê, ek is die lewende. So daarom moet ons altyd kom na Yeshua, wat die brood van die lewe is, en ook na die strome van lewende water. Right, so dit bring ons nou by die maaltyd van Betanië. En die maaltyd van Betanië, die opskrif daar sê maaltyd van Betanië. Dis natuurlik in Markus hoofstuk 14, Lukas hoofstuk 7 en Johannes hoofstuk 12. Nou, wat daar plaasgevind het is, dit praat van die maaltyd van Betanië. Ja, interessant. Dis baie interessant, die maaltyd in Betanië. Maar die woord skryf niks oor die maaltyd nie. Nee. Waaroor skryf die woord? Die woord skryf oor die vrou met haar nardesalf wat dit uitgegiet het op Yeshua en dit met haar hare afgedroog het en met haar trane. So wat het gebeur by daai maaltyd? Daar het 'n koneksie plaasgevind. Daar het 'n koneksie plaasgevind met die kos en die siel. Daar het sy actually vir Yeshua ontmoet. Sy het geëet van die brood van die lewe.
Sy het van die bloed van die lam, sy liggaam en sy bloed het sy deelagtig geword. Sy het geëet van die brood, sy het gedrink van die lewende water en dis hoekom sy daar alles gegee het, want Yeshua het haar lewe verander. Wanneer ek en jy kan kom by die maaltyd van Betanië, waar ons kan kom en ons maak 'n koneksie met Yeshua, gaan daar 'n verandering plaasvind in ons lewe. Halleluja. En wat het daar gebeur? Yeshua se voete was gesalf. Ja. So ons wil vandag in die gees, net daar waar jy is, wil ons jou voete salf. Ons wil eintlik hierdie olyfolie wil ons vat en ons wil simbolies dit op ons hande plaas en sommer net simbolies, geestelik, daar waar jy is, jou voete salf, dat jy vandag die koneksie sal hê met die skepper van hemel en aarde, met Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Dat jy sal weet, dat hy is met jou, in elke aspek van jou lewe, dat jy vandag die koneksie sal maak, tussen dit wat ons eet, ons woorde, en alle aspekte wat te paard gaan met voedsel, en selfs waar jy by jou familie en jou geliefdes sit en eet, dat jy daar 'n koneksie sal maak, tussen die lewende God en jou siel. Tussen lewe en dood, tussen kos en die siel, en dat jou siel sal begin om die koneksie te maak met Vader, met Yeshua, en dat jou siel sal lewe. Halleluja, so ons wil jou voete salf, so net daar waar jy is, steek uit jou voete, sit jou voete, trek uit jou skoene, en ons wil jou voete salf, en ons wil net saam met jou bid. Vader, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat ons kan sit by 'n tafel wat U vir ons kom dek. En dankie dat ons vandag as die bedienaars van God se woord, dat ons mense se voete kan salf in die gees. Vader, en afstand maak by U nie saak nie. Afstand maak by U nie saak nie. Vader, ons kom salf elkeen se voete, dat hulle vandag die teenwoordigheid van Jahwe sal ervaar, dat hulle dieselfde ervaring sal hê as hierdie vrou by die maaltyd van Betanië. Vader, waar hulle voel, maar ek het 'n koneksie en 'n ontmoeting met Yeshua. Dankie Vader, dankie dat U nou kom genees, gees, siel en liggaam. Halleluja. Vader, dankie dat U kom herstel, ons gedagtepatroon. Vader, dat ons vandag die melk sal kom drink van U woord, maar dat ons ook volwassenheid sal bereik en sal kom by die vaste spys. Vader, ek bid dat elkeen van ons geloof sal hê soos 'n mosterdsaad. En dat ons geloof sal opgroei, Vader. En dat wanneer ons spreek, ons woorde met sout besprinkel sal wees. Dat ons sal weet hoe om iedereen te antwoord. Vader, U verwag ook van ons, dat wanneer ons praat, dat ons lewe sal spreek en nie dood nie, en dat wanneer ons praat, dat mense die vrug daarvan sal eet van. Mag ons woorde aanneemlik wees vir mense, dat wanneer hulle die vrug eet, dat hulle gevoed sal word vanweë daardie vrug. Dankie Vader, ek salf nou elke persoon se voete, en dat U hulle voetstappe sal rig. Ek bid Vader vir direksie. Vader, ek bid vir 'n passie. Vader, ek bid vir deursettingsvermoë, dat U daardie voete en die enkels en die bene sal versterk, dat daar stamina sal wees en uithou vermoë vir die pad wat hulle moet loop. Ek dank U Vader dat die salwing van Heilige Gees nou oor hulle voete sal wees, en my gebed is Vader, dat U die engele vooruit sal stuur om hulle paaie gelyk te maak. Ek roep na U Vader, dat Psalm 23 sal manifesteer in hulle lewe, dat U hulle sal lei in spore van geregtigheid, dat U hulle sal lei na waters waar rus is. Halleluja. En Abba Vader, dat hulle sal volg oralste waar U Heilige Gees hulle lei, en daarom salf ons nou hulle voete. En ons dank U daarvoor in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. En ons gees roep uit, Halleluja. halleluja, halleluja. Nou dit was 'n absolute voorreg geweest, en ek glo en vertrou dat julle iets geleer het vandag uit Vader se woord met betrekking tot kos. En dit was vir ons 'n groot voorreg om saam die woord te kan bedien. En my vrou, baie dankie vir 'n heerlike tyd in die bediening saam met jou, en dat ons mense se lewens kon impakteer. So, mense, baie dankie. Julle moet 'n geseënde Shabbat verder hê van ons kant af. Rian en Helene,
Wees geseënd tot volgende keer. Shalom. Shalom.